fantasie. Hy hoor die gesuis, geritsel van die takke, van die reuse bome, terwyl daar op 'n houtbankie gesit word. Dit beskerm hom, soos 'n mantel, warm kombers op 'n koue wintersaand. Hy vind vertroosting, heling daarin. Sy gees reik uit, verlaat sy liggaam om die groenigheid van die blare se molekules te bereik. Sy oë toe, bidend. Is dit moontlik om selfs ongeuiterde gebede in die vryheid van vars lug te laat wegsweef, vry te laat? Dit boemerang terug na hom. Kom sit op die krop van sy maag. Vind hulle weg tot in die siel, waar hulle huisvesting vind. Hy laat dit toe, bring 'n glimlag op 'n moe gelaat. Hy vind verdieping in die ruimte van heiligheid rondom hom. Die kontak tussen die skepping en sy tydelike tentwoning. Hy sit in amperse stolling daar, onbereidwillig om die ruimte te verlaat en in die verveeldheid van 'n spoggerige kliniese kantoor met blink vloere in te beweeg. Herhaaldelike roetine take wat die gees verarm. Hy fantaseer, lig sy kop na die effense bane son wat deur die bewende takke glinster. Ervaar die pragt van 'n heilige, betowerende omgewing waarin hy ontvlugting vind. Intiem. Die vrolike gekwetter van sorgelose voëls. Hy beny hulle. Daar is geen bekommernis, donkerheid in hulle gemoed nie. Net sorgelose voelgesange, ware vryheid. Hy vertel hierdie heilige fantasie aan sekeres wat sy pad kruis. Hulle skud hulle kop, begryp nie, vasgevang in die gejaagdheid van 'n rot lewe. Jy bly dan in so 'n mooi huis, is hulle vermaanende woorde. Jy moet dankbaar wees vir wat jy het, is ander se opinies. Jy is onrealisties, is sy vrou se gereelde mantra. Maar hy hou aan smeek na die een wat op die groot, wit troon sit. Sit hy in sy deftige voertuig en dink aan die sin van sy welgestelde, sogenaamde voorspoedige lewenswyse. Hy ondersoek homself, smag na 'n stukkie hemel op aarde. Al is daar niemand wat verstaan nie, weet hy dat die groot, almagtige wel verstaan. Hy wat Adam en Eva in 'n volmaakte fantasietuin gevestig het, om te floreer, te vermeerder in gestalte, skoonheid. Hy self wat in die tuin van Getsemane homself gaan volbid
katarsiese ontmoetings met die oppermagtige gehad het. Hy kies om te glo dat hy wel gouer as later homself in die veilige, vrymakende omhulsel van groenigheid sy toevlug gaan vind. Sy diepste behoefte uiteindelik vervul word. In fantasie, bewaarheid, om tot stilstand te kom, van die wiel van 'n nuttelose, gejaagde lewe af te klim, rus te vind.